Welkom terug by die Groot Ontbyt. Wat 'n groot voorreg. Ons gesels vanoggend met die minister van Korrektiewe Dienste, Pieter Groenewald, hier in die ateljee. Goeiemôre minister. Goeiemôre. Alles van die beste vir julle. Baie dankie, dit is 'n groot voorreg om jou vanoggend hier te hê by ons. Ons spring sommer dadelik weg met jou lewe, jou toewyding in die politiek. Hoekom het jy besluit aanvanklik ek wil in die politiek ingaan? Dit gaan terug na 1982 toe. My dogtertjie was toe so 2 jaar oud en het ek vir myself gesê, wat is haar toekoms in Suid-Afrika? En ek het besef dat jy skep 'n toekoms deur die politiek. Nou baie mense wat sê hulle wil met politiek niks te doen hê nie. Nou ons het 'n slagspreekie wat altyd sê jy kan sê jy's klaar met die politiek, maar die politiek is nooit klaar met jou nie. So en toe nou natuurlik uit die aard van die saak later 83 toe ek 'n tweeling seuns en het ek vir my gesê ek moet iewers betrokke raak om te help om 'n goeie toekoms vir hulle te skep. En dis hoekom ek betrokke geraak het. As mens moue oprol en inspring, dan op 'n stadium gaan 'n mens dalk moet teleurstellings leer oorkom, maar daar is ook hoogtepunte. As jy moet terugkyk, ek weet dis nou 'n wye vraag, maar as jy moet terugkyk deur die jare, wat se hoogtepunte was daar? En spesifiek dinge wat jou laat dink het dis die moeite werd, ek gaan nie meer aanhou. Ek moet sê, as jy betrokke raak in die politiek, toe ek nou betrokke geraak het, ek byvoorbeeld nie so al gesien as parlement toe gaan of enigiets van daai saak nie. Nee, glad nie. Jy's in die gemeenskap betrokke. Jy is daar in strukture ensovoorts. Maar as jy praat van hoogtepunte, ek dink een van my hoogtepunte was beslis, want in 88 eers het ek byvoorbeeld die burgemeester geword van Stilfontein. Dit was 'n hoogtepunt. Want jy is in beheer, as jy besluit neem, dan word dit uitgevoer. Jy doen iets vir die gemeenskap. En ek sal sê die ministerskap, wat glad nie voorsien was nie, is ook 'n hoogtepunt. As jy vat oor my hele politieke loopbaan. So dis die 2 hoogtepunte, en dit is die aangenamer deel van die politiek in die sin, dat jy is in 'n posisie wat as jy 'n besluit neem, dan kan dit uitgevoer word. Moet sê, is partymal ook maar moeilik deesdae. Ek praat altyd van die frustrasie van die administrasie. Ja. Maar dit is die hoogtepunte. Is dit 'n beginselspunt? Dat 'n mens dit benader nie van die posisie van ek het 'n hoogtepunt want ek het 'n posisie bereik deur jare se werk is ek uiteindelik hier nie. Maar dat 'n mens dit van die ander kant af moet benader. Dat 'n mens moet benader van ek is geroep, nie ek het bereik nie. Korrek. Mense is baie geneig om te sê ek gaan nou in hierdie spesifieke, kom ek vat maar gewone beroep. Ja. Jy begin by 'n maatskappy want jy wil die hoofuitvoerende beampte word, argumentsonthaalwe. Jy kan daai strewe hê, maar jy gaan nie sommer skielik een oggend opstaan en is jy daar nie. Jy moet vir jouself sê dit is 'n proses om daar te kom. Ek het byvoorbeeld in 87 vir die eerste keer deelgeneem aan 'n verkiesing. Ek het verloor. Met 209 stemme. Nou ek kon toe besluit dat ek tree uit. In die opsig van ek wil verder niks weer met verkiesings te doen hê nie. Maar toe het ek besluit, jy moet aangaan. Onthou wat ek gesê het, ons moet iewers 'n bydrae lewer. Ja. En ek het selfs van Potchefstroom af, het ek verhuis na Stilfontein toe, om dan in 88 deel te neem aan die verkiesing. So jy moet vir jouself besluit, is jy gedetermineerd om aan te gaan, om dan wel, dit wat jy vir jouself gestel het, byvoorbeeld die doel om 'n beter toekoms te skep, of jy aangaan daarmee of jy ophou. Ja. En dit is 'n kwessie van, ek gaan eers dit bereik en dan sou ek nou die volgende kon gedoen het soos wat jy dit gestel het, Peer. Dit is altyd interessant en ek dink ons is geneig want mense weet nie wat agter die skerms aangaan nie. So mense lewer kritiek, nogals baie politici. Baie keer en ek sê eers hier om dit te erken, maar baie keer sal mense gaan dit voel van die buitekant of baie mense in posisies is omdat hulle die posisie najaag eerder om mense te dien. Ja. Om daai balans te kry om te gaan, ja, ek gaan aanhou en uithou want ek soek 'n beter land, eerder as net ek wil myself hierdie kan noem of verstaan ek wil my party kan sê ons het soveel sleutels. Hoe hou mens myself gegrond om te weet ek is hier om die mense van Suid-Afrika te dien? Wat ek dadelik sê, jou kritiek is geregverdig. Daar's baie politici wat beslis in die benadering het, ek is nou verkies as 'n lid van die parlement en nou moet ek hierdie gemeenskap dien nie. Ja. Daar's baie politici
wat net eenvoudig dink hulle is nou op hierdie sekere hoogte en dan verloor hulle kontak met die kiesers. Ja. My uitgangspunt wat daai tipe van goed doen. Alles wat jy doen, moet jy altyd vir jou beoordeel wat is in die beste belang van die mense, van Suid-Afrika. En ek dink my rekord is daarom daar. Veral nou as 'n minister. Want ek vra my elke keer as ek 'n besluit daarso neem, as dit nou is op 'n rol gaan of wat ook al die geval is, dan is 'n vraag vir myself, wat is die beste belang van ons mense? Ja. Ek is in hierdie posisie. En ek is baie eerlik. Ek het al gesê dat persoon dit al vir my hier in 495 as iemand vir my gesê het, maar dink jy gaan 'n minister word? Dan het ek gedink die persoon is baie onkundig in die politiek. Want waar op die aarde sal dit nou kan gebeur? Want ek weet so die hele tyd was ek in die oppositie, nou nog in die oppositiebanke. So met die gevolg is dis nie dat jy gefokus op dit is nie. Ja. Jy moet 'n diens lewer. En dit was vir my altyd 'n groot plesier en dit gee my eintlik daardie interne tevredenheid as jy 'n kiezer se probleem kan oplos. Ek het byvoorbeeld 'n vinnige voorbeeld toe ek die kiesafdeling van Stilfontein gehad het, ek 3 weduwees gehad. Nou die wetgewing was dat hulle die broodwinners het gesterf in 'n mynongeluk en dan kry hulle 'n toelaag tot ouderdom 18. Dit ek 3 weduwees wat aan my toe gekom het. Die kinders was in matriek. Hier by Maart, April en toe het hulle 18 geword. En toe staak hulle die toelaag. En toe het ek 'n groot boei opgeskop. Ek was toe daarom al in die parlement. Wat gesê maar die mense is nog afhanklik. Ja. Hulle is nog op skool. Ja. Maar dit was maar net 'n houding van die wet sê so, punt. En ek het gevoel dis uiters onbillik. Ek het byvoorbeeld so 7 mense daar gehad wat nooit hulle pensioene gekry het van die staat wat hulle moes kry nie. En dan beklei jy daarvoor en hulle het hulle pensioen toe met terugbetaling gekry. Nou ja, nodeloos om te sê, maak nie saak vir watter party daarna sou gestaan het nie, hulle sou vir my gestem het. Ja. Maar ek het nie dit gedoen vir dit nie. Dit gee vir my innerlike tevredenheid as jy 'n probleem kan oplos vir mense want dis jou werk. Ja. Jy moet jou werk doen. Interessant die wetgewing aanspreek. Die kwessie van wetgewing en dat wetgewing soms moet verander. Ons is nou in die proses waar jy uit jou posisie as minister van korrektiewe dienste ook daardie stap neem om wette te probeer verander. Ons gaan daarby moet uitkom. Maar op 'n persoonlike vlak in jou portefeulje. Wat beteken dit vir jou om klein suksessies te behaal, of dit groot of klein is, kom ons wees maar eerlik, maar om suksesse te behaal en om so nou en dan te sien dat mense dit raak sien? Dit is baie belangrik uit die aard van die saak. Is 'n mens dankbaar daarvoor. Maar dit is soos jy sê, dis baie keer klein suksessies. En baie van daai klein suksessies word nie eers gesien nie. Maar my uitgangspunt is as ek nou my portefeulje vat, jy verwys na 'n wetgewing. Ek is nou in die proses. Ons gaan 'n dramatiese wysigings wetsvoorstelle indien in terme van wetgewing oor parole. So met die gevolg is dit gaan nie vir my daaroor of die mense dit sien of nie. Ek is nie van daai politici as ek nou iets gedoen het dan hardloop ek na sosiale media toe en vertel vir almal kyk ek het nou dit gedoen en al die tipe van goed nie. Jy doen die werk. Ek het 'n slagspreuk wat sê dien die saak en die saak sal jou dien. So die mense sien dit of hulle sien dit nie. Hulle het waardering daarvoor of hulle het waardering nie, maar vir my gaan dit op die einde van die dag as ek 'n sukses het van 'n ding beteken dit daar was 'n bepaalde probleem. Ek het dit aangespreek en is opgelos. Ja. Nou ek sê altyd vir die ouens ek mag seker nou maar die Engelse woord gebruik. Ek is 'n bietjie 'n sakker vir 'n uitdaging. So as ek daai suksessies kry en byvoorbeeld die groot probleme wat daar is, sê ek jy eet 'n olifant stukkie vir stukkie. Ja. Hulle gaan nie elke keer weet watter stukkie het jy geëet nie, maar ons moet aanhou daarmee. Afsy. Minister, dit voel vir my of mense altyd dink aan korrektiewe dienste wanneer daar probleme is. Want mense assosieer dit met die tronke, iemand het iets sleg gedoen. Maar wat sal Evelyn Emery mense weet wat agter die skerms aangaan? Die indruk wat die mense het is korrek. Daar's baie probleme by die tronke. Onthou, die mees gevaarlike mense in die land is in die tronke. Maar ek dink 'n belangrike aspek wat mense nie altyd besef nie en ek dink dit is as gevolg van die geskiedenis van die misdaad wat ons het in Suid-Afrika. Want ek ondervind dit veral as ons by parole kom. Dan sê die mense nee maar hulle moet maar in die tronk verrot. Ja. Die punt is die volgende. Sê nou 'n persoon het byvoorbeeld 10 jaar vonnis gekry, gevangenisstraf.
Na daai 10 jaar is die persoon terug in die gemeenskap. En daar is 'n geweldige hoë premie wat geplaas dan word op korrektiewe dienste om te sê, maar wat het jy gedoen om te kyk of jy die persoon gerehabiliteer kan kry? Ja. So rehabilitasie is baie belangrik. En ons werk hard daaraan. En my uitgangspunt is, as daardie persoon die ideaal is, as hulle uit die tronk uitgaan, dat hulle weer 'n positiewe bydrae kan doen en maak in die gemeenskap. Is nie altyd maklik nie. Ek meen jy kry, soos hulle altyd sê, gewoonte misdadigers, geharde misdadigers, maar dit is byvoorbeeld waar lewenslange vonnisse nou plaasvind. Die doodstraf is afgeskaf voor 94, maar dit is 'n uitdaging en ons mense verstaan dit nie altyd nie. Ja. Is daardie rehabilitasieproses nie. En deel van daardie rehabilitasie is van die uitdagings wat ek as 'n prioriteit gestel het, en dit is 'n selfvoorsiening. Die mense moet werk. Hulle moet hulle eie kos produseer. Feitelik, daar's groot plase wat ons het. Daar's 23 plase wat ons het. Meeste van ons tronke het grond. Hulle moet hulle eie groente verbou. Hulle moet begin werk. Ons het byvoorbeeld fabrieke, tekstielfabrieke, houtwerkfabrieke. Byvoorbeeld al my kantoormeubels word self gemaak deur prisoniers. En ons verkoop selfs van die goed. So met die gevolg is, hulle moet 'n bydrae lewer. 'n Ander aspek is byvoorbeeld die bakkerye. Ja. Ons is nou so amper 97% totaal onafhanklik van buite leweransiers. Ek hoop om teen 28 nog 7 bakkerye te vestig. En dan is ons is dan 100% onafhanklik. Dan is dit nie belastingbetalers se geld wat 15, 16, eerste geval omtrent R24.50 vir 'n brood betaal het nie. Ons produseer 'n brood teen R8. Ja. En as die persone hulle kry 'n sertifikaat, of hulle nou in landbou gedoen het, of skrynwerk gedoen het, of swys, of wat ook al die geval is, kry hulle 'n sertifikaat, en as hulle dan die tronk verlaat, het hulle iets. 'n kwalifikasie. 'n kwalifikasie. En veral byvoorbeeld soos die bakkerye. Baie van hulle kan dan hulle eie bakkerye begin. Ons probeer om te kyk of ons, en ons is nou besig met 'n program, dat daar maatskappye betrokke raak, wat dan as hulle uitgaan, om die mense dan te akkommodeer in 'n werk. Want dit is net so. Ja. En 'n mens kan die mense nie kwaadlik neem. Daar's 'n groot stigma aan 'n persoon wat sê nee, maar hy kom uit die tronk uit. Ja. En mense, ons weet werkloosheid is 'n groot probleem. Ja. En dit is nie so maklik om dan werk te kry nie. So dit is goed wat agter die skerms gedoen word. Maar ek wil baie duidelik sê, en ek het dit gesê verlede jaar by die Verenigde Nasies in New York ook. Daar moet 'n balans wees tussen rehabilitasie en, kan ons sê, geldigheid in terme van die slagoffers van misdaad. Ja. Hulle moet kan verstaan dat daar was straf gewees. En jy moet daai balans kan hou. As dit kom by straf spesifiek, mense dink nou aan sê nou maar mense van ons buurlande wat hiernatoe kom, wat misdaad pleeg dalk hier en dan wat gebeur? Word hier aangehou op ons rekening? Moet ons betaal dan nou vir buitelanders wat iets verkeerd gedoen het, of die kwessie om weer teruggedeporteer te word, wat daar nie dalk sal aangehou word nie. U is besig om daai hele proses aan te spreek ook. Korrek. Kyk, ons het 'n geweldige oorbevolking in ons tronke. Ons kan net na daai syfers kyk, maar daar's ongeveer so 28,000 buitelanders in ons tronke. Nou, die wet op korrektiewe dienste sê, enige persoon wat gearresteer word en wat skuldig bevind word, moet in ons tronke aangehou word. Ek is nou in die proses om daai artikel te verander, want ons kan hulle nie terugstuur nie, maar terwyl ek besig is om die artikel te laat verander, want dit is 'n wetswysigingsproses, het ek nou alreeds 'n memorandum van verstandhouding gesluit nou met Namibië verlede week. So in Mei maand het ons 'n ooreenkoms gesluit met Botswana. Dan gaan binnekort met Zimbabwe gesluit word in Augustus, hoop ek om daar te voer. Plus op die SADC vlak is daar nou beweging dat selfs die president hulle probeer 'n protokol onderskryf vir die SADC lande om, kan ek dan amper sê, gevangenes uit te ruil. Nou, daar's goeie vordering. Ek glo dit gaan binnekort dit die meeste van ons buurlande insluit. Want die meeste buitelanders in ons tronke is van Zimbabwe. Dan kom Mosambiek. En dan kom byvoorbeeld Lesotho.
en vierde is dan Malawi. Baie mense dink is Nigeriërs. Daar's minder as 300 Nigeriërs in ons tronke. So met die gevolg is en net die idee van die kostes, die lopende koste vir 'n prisonier per dag is R482 vir die belastingbetaler. So let wel as die lopende koste, dis nie net sy kos of haar kos of wat ook al die geval is nie. Nou die buitelanders kos Suid-Afrikaanse belastingbetalers amper R12 miljoen per dag. Wow. En daarom wil ons hulle terugstuur, maar ons moet ook die perspektief behou. Ons stuur hulle terug, maar hulle gaan die Suid-Afrikaners wat by hulle is, laat ons toe ook terugstuur. Ja. Dit moet ons ook vir mekaar sê. Ja. So daar gaan 'n bietjie uitverrekening wees, maar op die einde van die dag is ek van mening dat ons gaan meer mense terugstuur as wat ons gaan terugkry. Kom ek vat byvoorbeeld Botswana, bitter min van ons mense, want dan in Botswana geld die doodstraf nog. Ja. So 'n Suid-Afrikaner wat soontoe gaan om byvoorbeeld 'n moord pleeg, weet hy het 'n goeie kans om byvoorbeeld die doodstraf te kry. So dit is waarmee ek besig is. Dit is 'n uitdaging. En veral die parlementêre proses om 'n wetswysiging deur te kry. Is 'n baie groot proses. Maar ek werk hard daaraan en ek hoop die president kan sê hier in Augustus maand ook 'n algemene tipe van 'n protokol te sluit by die SADC-lande en dan gaan dit baie makliker maak om hierdie memorandums van net sy verstandhouding, party noem dit 'n memorandum van aanvaarding dan te sluit met al die buurlande. As minister terugkyk aan die einde van jou termyn, as ons nou daarby kom. As jy so terugkyk, wat jy graag wou bereik het? Kyk, ek is 'n realist in die opsig. As jy gaan kyk na al die uitdagings wat daar is en die probleme wat daar is, dan is daar nie net kitsoplossings nie. Ja. Maar as ek die 5 jaar hou, bygesê ek met die president kan môre besluit ek is meer die minister nie, dan gaan ek huis toe. Maar as dit vir 5 jaar is, so ek graag eerstens wou sien dat die oorbevolking in ons tronke behoorlik aangespreek is. Dit is 'n baie groot uitdaging. Die tweede is dat ons meer en meer selfvoorsienend is in terme van ons kos wat ons kan lewer. Net om 'n idee te gee, in die vorige finansiële jaar alleen het ons met ons eie bakkerye het ons R77 miljoen gespaar in daardie finansiële jaar. As ek die landbouproduksies vat, dan het ons R125 miljoen gespaar. Nou dis maar een aspek. Ons het dan sê so die rapsie so R202 miljoen gespaar. Vandat ek minister geword het, ek trek ons nou so by R650 miljoen wat ons vir die belastingbetaler bespaar. Ja. Ek sou graag wou sien en dit laat na my termyn laat ons sê minstens 1 miljard dat ons kan sê dat ons het 1 miljard rand gespaar. En let wel ek sê ons. Ja. Het gaan nie net as ek die so ek dink is moontlik, dis haalbaar, maar dis my 2 groot ideale wat ek sou wou sien. Wat bereik kan word in daardie tyd. En natuurlik, soos ek sê, die oorbevolking moet opgelos word. Die minister van Finansies het nou in die begin van die finansiële jaar aangekondig dat ons gaan geld kry om nog 2 tronke by te bou. Ek weet dit wel. Dit sal wonderlik wees as dit nog in hierdie termyn gedoen kan word. Maar ek is nie so optimisties daaroor nie. Ek sal dalk al daar so op die stoep sit of wat ook al soos hulle sal sê my jene ja, hulle toe wakker geword, maar toe maar. So vinnig ter afsluiting, wat maak jou steeds opgewonde oor Suid-Afrika? Wat my opgewonde maak is veral die feit van jong mense. Daar's baie jong mense wat na vore tree. En wat my opgewonde maak daarvan. Hulle sê oom, ons is hier om te bly. En ons sal ons eie toekoms skep. En dis regtig 'n groot waardering. Want dit is wat ons vir mekaar moet sê. En dis ook my boodskap aan al die jong mense. Nie net al die jong mense, ook vir die ander gardes in Suid-Afrika. Jy self moet 'n verandering bring. Meeste mense dink ons begin het gepraat van die politici wat hulle is nou daar en dan vergeet hulle van jou, dis waar. Maar moenie sê okay, maar die politici moet dit oplos nie. Wat doen jy daaromtrent? Ek sê weer, ek het nie politiek betrokke geraak met die idee dat ek gaan nou miskien in parlement toe of wat ook al nie. Ek wou 'n verskil gemaak het in die gemeenskap. Kom ons vat die verval van plaaslike regerings. Daai slaggate. Daar's nie water nie. Wie gaan die verskil maak? Dis ons self wat 'n verskil maak. En hoe maak jy 'n verskil?
deur te gaan stem. En ek gee nie om vir watter party jy stem nie, solank jy gaan stem. Want as jy onbetrokke raak, want die slaggat is daar as gevolg van politici wat nie hulle werk doen nie. Ja. En as jy begin 'n druk op hulle toepas, en jy moet aanhou druk op toepas op hulle, jy moet nie ophou nie, dan gaan daar 'n verandering kom. Ek sê altyd die grootste verandering het gekom in 2024. Toe die mense van Suid-Afrika, die kiesers wat wel gaan stem het gesê, luister, ons het nou genoeg gehad van die verval van die ANC. Hulle het verandering gebring. Ja. En ek sê altyd, dit is wat hoop bring vir die toekoms. Hulle is die parlement toe al die kiesers nie, maar hulle het gesê, luister, ons het 'n stem. Hoor wat ons vir julle sê. Julle gaan nie alleen aangaan. Ek weet Zuma het gesê die ANC sal regeer tot Jesus kom. Nou goed, hulle regeer nie meer alleen nie. En dit is 'n groot verandering. En dit moet mense aangryp om te sien, maar daar is hoop vir die toekoms. Ons kan 'n verandering teweegbring. En ek kom weer terug. Jy kan sê jy is klaar met die politiek, maar die politiek is nooit klaar met jou nie. Absoluut. Die politiek sê vir my en jou aan watter kant van die pad ons moet ry. Dis 'n linkerkant. Ja. Jy weet op padverkeer sê so. Hulle kan volgende maand die ding gaan verander. En sê Ja. van 1 September af ry ons nou aan die regterkant van die pad. En dan gaan dit nie vir jou help om te sê maar ek het niks met die politiek te doen nie. Jy gaan nog aan die linkerbaan hou, maar as daai groot vragmotor aankom sal my advies wees, gaan maar liewer oor na die regterbaan. Minister, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dit so baie. Sterk met die res van jou termyn. Baie dankie Jennifer en ook Pierre vir jou, al het jy so aan die kant by gekom. Baie dankie, ek waardeer dit. Voorreg is myne. Ek ken my plek. Goeie les wat ons almal geleer het natuurlik. Moue oprol en doen self. Maak daai verskil wat jy wil sien. Ons is nou weer terug en dan is ons in die kombuis.